Gemeente, goeienaand en hartlik welkom. Ons steek vanaand die kers aan, nie net sommer maar net weer nie, maar met oortuiging dat die Heilige Gees ons innooi, verder te reis, en dat hy ons herinner dat die reis nie ophou, wanneer ons vanaand klaar sop gedrink het nie. En vanaand, soos ons na die kers kyk, deel ons ook graag met julle dat Tino op 'n beter plek is. Dit is nie meer so erg dat die bloed op nie stol nie. Hy is nog steeds kritiek, maar dinge is nou meer onder beheer. Baie dankie vir julle gebede. Mede-reisiger, vanaand kom ons by die laaste keer vir Pinkster by mekaar. Vir 'n hele week het ons saam geluister, saam gesing, saam gewag op die fluistering van God se Gees. Ons het gehoor van drome, van nuwe verbeelding, van God wat steeds praat. En dalk het baie van ons hierdie week iets van Psalm 84 beleef. Hoe lief het ek u woning, Here. Daar is iets mooi daarin om in die huis van die Here te wees. Iets helend. Iets wat die siel weer laat asemhaal. Maar vriend, Pinkster wil ons nie net troos nie. Pinkster wil ons ook stuur. Want daar is 'n groot verskil tussen mense wat net by mekaar gekom het en mense wat deur die Gees van God aangegryp is. Daar is 'n groot verskil tussen mense wat geïnspireerd huis toe gaan en mense wat net veranderd huis toe gaan. Die Here bring ons nie net hierheen sodat ons vir 'n week warm harte kan hê nie. Hy bring ons hierheen om ons oë weer oop te maak vir sy wêreld daar buite. Vir mense wat sit op moedverloorse vlakte. Vir harte wat hoop verloor het. Vir huise waar daar stilte en seer tot diep in die fondasie lê. Vir 'n wêreld wat smag na lig. Miskien is die appel vanaand, wat gaan ek doen met alles wat ek gehoor het? Want die Gees vul nooit mense vir hulself nie. Die Gees stuur altyd. Die Gees beweeg altyd deur ons na buite. Daarom bid ons vanaand nie net vir nog 'n diens nie. Ons bid dat God in ons 'n diep verlange sal wakker maak. 'n passie vir sy koninkryk. 'n liefde vir sy mense. 'n diep, mooi, onrus lidmaat wat nie tevrede is om maar net 'n toeskouer te bly nie. Mag ons vanaand weer ontdek. Mag ons ontdek dat ons nie maar net verniet by mekaar gekom het nie. God is besig om gewone mense toe te rus
om 'n buitengewone verskil te maak. Ons gaan staan vir 2 liedere, waarna julle spontaan julle sitplekke kan inneem vir 'n verdere 2 liedere. Kom ons staan.
Gemeente, kom ons sluit die oë. Ek wil jou vra om saam met my net vir 'n oomblik te dink aan 'n paar dinge wat jy hierdie week by Joel geleer het. Paar dinge waarvan jy bewus geword het. Paar maniere hoe hy jou hart kom roer het. Here, vanaand prys ons U dat U steeds praat. Tot vandag toe. Dat U nie net gestop het met die laaste punt in Joel nie. Maar dat U nog steeds besig is met U mense. Ons vra Here dat ons nie net veranderd hier sal uitloop nie, maar geïnspireer deur die Gees. Dankie dat ons weet U sulke tipe goeders doen. En Here, ons is opgewonde daaroor. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gemeente, ons het hierdie hele week saam met die boer in sy land gestaan. Vanaand as 'n tipe nadink, meditatiewe samevatting van die tyd wat ons saam met hom spandeer het, loer ons weer in en sê ons totsiens. Ons het hom gesien droom. Ons het gesien hoe hy alles verloor. Ons het gesien hoe hy wag, hoe hy hoop. Ons het saam met hom deur droogte gestap. Ons het saam met hom onder 'n oop hemel gestaan. Ons het gesien hoe daar weer groenigheid begin groei in sy land. Ons het gesien hoe die storm slaan. En vandag, glo dit of U, staan hy weer daar. Maar hierdie keer sê hy niks. Hy staan net. Die wind beweeg stadig oor die lande. Die son sak laag. Die grond ruik anders as wat dit vroeër die week geruik het. Daar's tekens van lewe. Hy sien groei. Hy ervaar herstel. Maar geliefdes, daar's verseker ook 'n hele paar letsels. Party kolle skree nog van die seer wat hulle gekry het onder die springkane. Party dele groei stadiger as ander. Party wonde het nog nie heeltemal herstel nie. En tog bly hy staan. Nie omdat alles nou ewe skielik perfek is nie. Nie omdat hy nou antwoorde het op al die vrae waarmee hy worstel nie. Nie omdat die toekoms miskien nou ewe skielik beter lyk nie, of dalk makliker voel nie. Maar omdat hy ontdek het, God was hier. God was hier
selfs toe hy dit nie kon sien nie. Gemeente, alhoewel die hoofkarakter hierdie week Joël was, het hierdie week nie net oor hom gegaan nie. Dit het ook oor ons gegaan. Want baie van ons het die afgelope tyd iets van Joël se lewe beleef. Ons weet tot 'n sekere mate hoe dit voel nou, wanneer jou land kaal gevreet word. Nie noodwendig deur sprinkane nie, maar deur dinge soos uitputting, teleurstelling, angs, konflik, verlies, selfs moedeloosheid. Die konstante geraas van die wêreld, daardie gevoel van ek probeer net oorleef. Party mense sit vanaand hier en het dieper bewus geword van hoe dit regtig met hulle gaan. Jy doen nog alles. Jy glimlag nog. Jy kom nog kerk toe, jy funksioneer nog. Maar diep binne jou was daar hierdie wobble. Ons het agtergekom deur die week, ons bid nog, maar baie keer sonder verwagting. Ons lees die Bybel, maar sonder verwondering. Ons leef, maar baie keer amper op autopilot. Ons eerste ontmoeting het God se stem deur die donker gebreek, en ons het die woorde gehoor, maar selfs nou. Daai harde woorde in Joël 2 vers 12 tot 17. Wat 'n ongelooflike evangelie. Nie, jy het jou kans gemis nie. Nie, dit is nou te laat nie. Maar selfs nou. Selfs nou, na die afdwaling. Selfs nou, na die droogte. Selfs nou, na die sonde. Selfs nou, na die jare van afstand. Julle, God roep nog. Miskien is dit wat baie van ons weet, maar net miskien weer moet hoor. Nie nog inligting nie, nie nog skuldgevoelens nie, net dit, God hou aan, roep. Hy hou aan roep. Predikansvriend van my vertel van 'n man wat een aand na diens net in sy motor bly sit het. Die kerk was al amper leeg, lidmate, wel die meeste van hulle was al by die huis. Die koster was besig om die laaste ligte af te sit en die deure toe te maak, maar hierdie ou het net daar gesit. My vriend vertel, toe hy uiteindelik by die ou aankom, sê die ou, ek weet nie hoekom nie, maar vanaand voel dit of God weer met my praat. En toe begin hy huil. Hy sê, ek het nie ophou glo nie. Ek het net lankal ophou luister. Dalk is dit waar baie mense hulself vanaand bevind. Nie 'n openlike rebellie nie. Nie dramatiese sonde nie. Net hierdie stadige wegdryf. 'n hart wat te besig geraak het. 'n siel wat afgestomp geraak het. En tog bly God roep. Keer terug na my met jou hele hart. Een van die mooiste bewegings in hierdie reeks was toe ons ontdek het dat God nie net mense red nie,
Hy roep hulle, hy roep ons ook. Hy betrek ons selfs. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Alle mense. Nie net die geestelike elite nie, nie net die sterkstes nie, op alle mense. Nie net op mense wat hulle lewens uitgesorteer het nie. Dogters, seuns, jonges, oues, mense met status, mense sonder status. God se gees word uitgestort op gewone mense. Ons leef in 'n tyd waar baie mense diep in hulle self begin glo het, ek het nie eintlik iets om te bied nie. Mense voel dan nou te oud of te jonk, te gebroke, te gewoon, te onbekwaam. En dan kyk hulle na ander mense en sê, God gebruik hulle, daardie tipe mense, nie vir my nie. Maar julle Joël breek daardie leuen oop. God se gees word uitgestort op mense wat beskikbaar is. 'n Ouer vrou vertel hoe sy verlang betrokke was by 'n gemeente, meer lewend. Sy het gewoeker. Maar toe kom sy by 'n punt waar sy gevoel het, my tyd is verby. Sy kon nie meer oral ry nie. Sy kon nie meer fisies doen wat sy vroeër jare gedoen het nie en dit tot haar frustreer. Arteritis het 'n groot rol begin speel. Sy het begin voel sy raak onnodig. Maar toe begin sy een eenvoudige ding doen. Elke oggend stuur sy 'n stemnota vir jonger mense in die gemeente. Kort gebedjie. 'n Bybelvers. Woord van hoop. Sy vertel toe later, ek het gedink my bruikbaarheid is verby. Toe ontdek ek, die gees van God tree nie af as 'n mens oud word nie. Gemeente, dalk onderskat ons hoeveel God deur gewone gehoorsaamheid doen. 'n Oproep, 'n gebed, 'n woord. Selfs om net teenwoordig te wees, om 'n sagte hart te hê, om 'n mens te wees wat luister. Ons het hierdie week gehoor, julle ou mense sal drome droom, en julle jong mense sal visioene sien. Dit beteken, die Gees verander hoe jy kyk, hoe jy dink, hoe jy hoop. En dit is nogals iets om oor na te dink, want as ons eerlik is, kyk baie van ons met oë, met harte, wat taamlik verhard is. Ons sien oorloë, ekonomiese druk, kragstasies wat aanhou breek, geweld, angs, negativiteit en petrol- en dieselpryse wat nie ophou styg nie. En stadig begin mense glo en selfs sê, daar is net nie meer hoop nie. Julle, die Gees skep in ons die vermoë om weer te sien. Die Gees breek vir ons die horison van ons eie kortsinnigheid oop, deur drome te droom, wat die koers van ons lewe verander. Ek sê nie, ons raak dan blind vir pyn nie. Ook nie dat ons op een of ander manier nou naïef raak nie. Maar ons raak dan mense, selfs binne chaos,
wat optel waar God besig is. Wat dit sien, wat inkoop en wat uit die loopgraaf kom. Miskien was die grootste vraag van die tyd wat ons hierdie week saam spandeer het, kan ons nog sien dat God besig is? Ek het dit keer op keer gevra. Want as ons dit nie sien nie, sjoe julle, dan mis ons uit. Vriende, onthou, Joël eindig nie met gemak nie. Hy eindig met skudding. Bloed, vuur, rook, 'n wêreld wat bewe. En vir baie van ons het hierdie waarheid meer aan ons geraak as wat ons besef het. Want die wêreld waarin ons woon is broos. Mense sukkel. Jong mense, julle sal dit nie glo nie, hoe jong mense onseker is oor die toekoms. Kinders voel ewe skielik verder as van tevore. Kollegas kan net nie oor die weg kom nie. Baie voel emosioneel oorlaai. En in die middel van daardie geskudde wêreld hoor ons, dan sal elkeen wat die naam van die Here aanroep, gered word. Daar is steeds 'n oop deur. Daar is steeds 'n naam. Daar is steeds hoop. Waarom? Want geliefdes, uiteindelik wys hierdie hele reeks vorentoe na Jesus. Hy is die een wat ons terugroep, hy is die een wat oopsluit, hy is die een wat ons oë oopmaak en die een wat ons anker. Aan die kruis het hy deur die donkerte gegaan. Hy beleef verlatenheid, hy was eensaam. Juis sodat ons nie afgesny hoef te wees nie. En toe stort hy sy gees uit. Nie net op 'n paar mense nie, maar op sy kerk. Vriende, ons gaan vanaand bietjie ratte wissel. Ek het 'n paar inleidende vrae waarna ek 'n gebed vir ons gaan voorlees. En dan gaan ons 'n bietjie saam praat. Dis die eerste geleentheid om uit gemaksone uit te kom. As jy saam met iemand gekom het, die vrae wat ons op die bord gaan sit, kan u bespreek. Indien u self gekom het en gemaklik in die sitplek voel, dan kan u net joernaal, 'n paar notas maak op die foon. Maar soos ek altyd met die jeug sê, ek dink ons kom op 'n plek van geloofsontwikkeling wanneer ons geloof self begin verwoord. Nie net luister nie. Hier's 'n paar inleidende vrae. Waar het jou hart moeg geraak? Waar het jy opgehou wag? Waar het jy begin oorleef eerder as leef? Waar het jy vergeet dat God nog praat? Waar hou jy jouself terug? Waar het jy nodig om weer die naam van die Here aan te roep? Gemeente, ek nooi uit om saam met my oë toe te maak terwyl ek net hierdie gebed vir ons voorlees. Here,
Dankie dat U steeds roep. Dankie dat U nie opgehou praat het nie. Dankie dat U mense terugroep, mense insluit, mense nuwe oë gee, mense anker in 'n geskudde wêreld. Here, waar ons afgestomp geraak het, maak ons weer wakker. Waar ons bang geraak het, gee ons tog hoop. Waar ons onsself onbruikbaar ag, herinner aan ons aan die Gees. Waar ons net chaos sien, leer ons om U raak te sien. En Here Jesus, wanneer alles bewe, leer ons weer om U naam aan te roep. Amen. Gemeente, ons gaan 'n bietjie luister na Lucinda se mooi klavier. Ek wil net kyk, Dani, daar's vrae, ek hoop dit is op die PowerPoint. Hier's vrae. Dit is ook op julle selfone, so moenie sleg voel as julle selfone uithaal nie. Op die kommunikasiegroep het ek dit geplaas vandag. Ons gaan, geliefdes, 10 minute gee. 2,5 minute vir elke vraag. So kom ons raak rustig, kom ons kyk na die vrae, kom ons wees braaf genoeg om dit met ons geliefde langs aan ons te bespreek. Baie dankie.
Gemeente, ons het nog so 2 minute oor. Geliefdes, ons gaan nou terug in die wêreld in, na huise, werkplekke, skole, bekommernisse en gewone dae. Maar ons gaan nie terug as mense wat nie iets saam beleef het nie. Ons gaan as mense wat gehoor het, God gehoor praat het, gehoor het dat die Gees steeds werk, dat Christus steeds roep. My gebed is dat die Here julle harte sal bewaar wanneer die geraas van die wêreld weer hard raak. Mag hy julle oë oophou vir sy koninkryk wat steeds lewend en besig is om te beweeg. Mag hy julle die moed gee om weer te droom. Nie oor julle eie grootheid nie, maar oor God se groot genade. Kom ons staan en ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die troos, die nabyheid, die inspirasie van die Heilige Gees, met elkeen van ons wees. Gemeente, kom ons staan so, en kom ons seën mekaar met die seënlied. Die